Goeiedag, ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, dit wat vir elke mens gekom het bykans 2000 jaar terug, toe hierdie groot God die aarde besoek het, toe Jesus Christus aan die kruis gesterf het en vir elke mens 'n einde gemaak het aan die ou lewe, die Adamiese ras, en vir elke mens 'n nuwe lewe kom gee het, naamlik sy lewe. Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie. Maar die lewe wat ek nou leef, leef ek in die geloof van die Seun van God. Dan sien 'n mens, dit is so belangrik dat ons moet gaan kyk, dat Jesus Christus aan die kruis was die waterskeiding tussen die oue en die nuwe. En dan gaan kyk ons na daardie boodskap, selfs dit wat Jesus van gepraat het en voorspel het wat hy aan die kruis gaan doen, die 3 jaar wat Jesus op aarde geloop het, het hy absoluut gesê wat hy gaan doen aan die kruis, maar hy het dit nog nie gedoen nie. Maar hy sê byvoorbeeld Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So as ons net na daai versie kyk en ons sien, jy kan 'n paar boodskappe bring net oor daai een versie, maar kom ons kyk net, hy sê, want so lief, hoe lief, so verskriklik lief het hierdie groot God die mens gehad. God het die mens gemaak, dit was sy ewige voorneme wat hy gehad het, om homself in die vlees te sien. So met ander woorde, dit is baie belangrik om te weet, God het die mens gemaak, hy het saam met hom gewandel in die tuin. Die mens het verlore gegaan, maar dit was absoluut die keuse van die mens gewees. Maar nou het hy gekom en hy het 'n herstel gebring in Christus. En dit is daardie herstel wat elkeen van ons moet hoor en dit ons eie maak. Dit gaan absoluut ook oor 'n keuse, oor dit wat Jesus gedoen het. Wil jy dit hê of wil jy dit nie hê nie? Die Ou Testament sê, my volk gaan verlore weens gebrek aan kennis. Die Nuwe Testament, Efesiërs 4 vers 11 sê, ons is nou net geskei van die lewe van God deur onkunde. Dis net onkunde wat ons skei, en sê, omdat julle harte verhard het. Geloof is 'n oortuiging, en dit is die werklikheid wat ons het. Dis jou keuse. Mens moet dit altyd aan die begin sê, hierdie is 'n liefdesboodskap, dis die evangelie, dis die goeie nuus, dis die boodskap wat eintlik, soos hulle sê, too good to be true, maar dis absolute werklikheid. Maar Johannes 1 vers 12 tot 14 sê byvoorbeeld vir ons, dat aan almal wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van God te word. So dit bly jou keuse, of jy hierdie werklikheid wil hê, en of jy dit nie wil hê nie. Dan sê hy, so niemand verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, want God se ewige voorneme, en hy sê dit byvoorbeeld in 1 Timoteus 2 vers 4, is dat alle mense gered word, maar dan gaan hy verder, God wil nie dat enige mens verlore gaan nie, maar dat elke mens gered sal word, en tot 'n kennis van die waarheid kom. So dit is net daardie werklikheid wat jy het, wat afgehandel is in Christus, wat jy jou eie moet maak, en mense gaan verlore, omdat hulle dit nie gehoor het nie, en dit nie geglo het nie. Efesiërs 1 vers 13 sê, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, en dit geglo het, met ander woorde, dit aanvaar het, word jy verseël met die belofte van die Heilige Gees. So dit is absoluut belangrik dat ons met mekaar oor hierdie werklikhede praat, sodat elke mens 'n geleentheid kan hê om hierdie werklikheid te hoor, en besef, dit gaan nie oor jouself nie, dit gaan absoluut oor hierdie groot God, en dit wat hy in Christus Jesus vir ons gedoen het. Psalm 24 vers 1 byvoorbeeld, goed wat ons na moet kyk, hy sê, die aarde behoort aan die Here, en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Met ander woorde, hierdie groot God het vir ons hierdie werklikheid kom gee, maar hy sê vir ons behoort, elke ene behoort aan hom. Hy gaan verder dan, praat hy in Efesiërs 1 vers 3, hy sê dat God het ons geseën met alle seëninge in die hemele in Christus Jesus. Dit wat aan die kruis gebeur het God ons geseën. Hy gaan in die 4de vers dan sê hy dat God ons voor die grondlegging van die wêreld uitverkies het in Jesus Christus. Met ander woorde, dit was God se ewige voorneme. Die 5de vers sê, Efesiërs 1, dat God het ons aangeneem as sy kinders. So van God se kant af is hierdie werklikheid afgehandel en dis klaar. Jy kan maar gaan lees die hele Efesiërs 1, dat dit was God se voorneme, dit wat hy vir die mens gegee het. Hy sê vers 7, dat in hom het ons die verlossing, naamlik die vergifnis van ons sonde. So dit is iets wat jy het,
maar die werklikheid is dat ons moet dit hoor en jy moet dit aanvaar, anders sal dit nie joune wees nie. Hoor hoe mooi sê hy hier in 1 Petrus 1 vers 18. Hy sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel, wat deur die voorvaders oorgelewer is nie. Hy sê hierdie tradisie van jou, dit gaan nie daaroor nie, dit is waaroor die Ou Testament gegaan het. Hy sê, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos 'n lam sonder gebrek en vlekloos, wat wel vooruitgeken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. So dit sê vir ons dat hierdie groot God het ons uitverkies voor die grondlegging van die wêreld. En dan sit 'n mens baie keer daaraan, dan dink jy, dat die Here is besig om ons te straf. Kyk hoe gaan dit, kyk hoe swaar gaan dit met ons, kyk hoe lyk die wêreld. Ja, die Here praat met ons, hy's besig om ons bietjie te roer, want hy keer ons nou aan. Mense, dis absoluut nie dit nie, dat God se ewige voorneme was die mens gewees op planeet Aarde, en dat hy gekom het om daai werklikheid vir ons te herstel. Nou, is dit baie belangrik ook dat ons dink, baie keer dan sê mense, weet julle, hierdie boodskap van geregtigheid, die vryspraak, is eintlik vreeslik humanisties, dit gaan net oor die mens. Julle maak dit nou die hele hemel, die mens so op. Dis glad nie 'n ophemeling van die mens nie, dis baie belangrik dat ons daarna gaan kyk, want Jesus self het met Petrus gepraat toe hy vra, wie sê die mense is ek? Hy sê, wie sê julle is ek? Petrus, wie sê jy is ek? Hy sê, u is die seun van die lewende God. En Jesus verduidelik vir hulle dat hy gaan moet sterf en hy gaan hierdie werklikheid maak en na 3 dae opstaan. En Petrus vat hom een kant en hy bestraf Jesus. Hy sê, dit sal nie gebeur nie. En Jesus sê vir hom, jy is vir my 'n struikelblok. Hy sê, wyk agter my Satan. Hy sê, want jy bedink die dinge van mense en nie die dinge van God nie. So ons moet baie mooi gaan kyk, dat hierdie is nie 'n opheffing van die mens nie. Paulus skryf uit Galasiërs 3, en praat hy sê, ou foolish Galatians, hy sê, onverstandige Galasiërs, wie het julle betower? Nou, julle het eers met die gees begin, met Christus begin, nou eindig julle weer met die vlees, nou eindig julle weer by die mense, en hy spreek hulle aan daaroor, hy sê, is julle nie vleeslik nie, hy sê, wandel julle nie na die mens nie, die teendeel is om na die gees te wandel, en 1 Korintiërs 3, dan praat hy sê, ek moet met julle praat soos met klein kindertjies in Christus, soos met vleeslike mense. Ek kan nie met julle geestelik praat nie. So dit is absoluut nie 'n humanistiese ding waar die mens opgehef word nie, want die werklikheid is dat God het ons in Christus gesit en Christus het vir elke mens gesterf, sodat jy nie meer lewe nie, maar dat absoluut Jesus Christus is wat nou jou lewe is. So baie mense kom en dan vat hulle hierdie skrifte en dan skep hulle vir hulle self 'n idee van wie die mens is. Dit gaan absoluut daaroor wat hy sê in Kolossense 3 vers 4, dat Christus wat nou ons lewe is. Dit gaan absoluut net oor hierdie werklikheid van Christus. Dit gaan absoluut nie oor die mens nie. Weet jy, ons is so baie keer besig, ons is besig om 'n beeld van God te skep, wat nie werklik volgens die skrif is nie. Ons moet gaan kyk, dat ons nou gaan kyk hierdie werklikheid van hierdie groot liefde van God. Baie keer is ons besig om 'n beeld te skep van die duiwel wat ook nie 'n werklikheid is nie, want die duiwel is verslaan aan die kruis. Hoor wat sê Hebreërs 2 vers 14, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, dis Jesus, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duiwel, en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Jy sien, Jesus Christus het daai onwerklikhede kom afhandel. So dit gaan absoluut oor hierdie groot werklikheid van Jesus Christus wat nou ons lewe is. Dit is so belangrik dat ons ook besef dat, en dit word ook beskryf in 1 Johannes 5 van vers 9 tot 13. Dan praat hy sê hierdie boek is die getuienis wat God aangaande Christus gegee het. Hy sê en ons moet hierdie getuienis glo. Hy sê hy wat hierdie getuienis glo, het die lewe. Hy wat die getuienis nie glo nie, het nie die ewige lewe nie. So dit gaan absoluut, die hele Bybel gaan oor Jesus Christus en die hele Jesus Christus gaan oor jou. En dit is absoluut daaroor dat hierdie groot God het gekom om jou te kom herstel,
om jou ou lewe weg te vat en vir jou 'n nuwe lewe te gee. 2 Korintiërs 5, ons sal dit seker amper elke keer aanhaal, vers 15, as een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf, en hy het vir almal gesterf. So die wat leef nie meer vir hulself leef nie. Jy leef nie meer vir jouself nie. Hy sê maar vir die een wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Dan gaan hy verder, hy sê daarom sien ons niemand meer na die vlees nie, vers 16. Dan gaan hy vers 17 en sê daarom as iemand in Christus is hy 'n splinter nuwe skepsel. Kyk, die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. So ons moet daarna gaan kyk, dat dit het alles nuut geword, en dan is die mense tot vandag toe nog besig en sê, joh, maar hierdie groot God, hy's lief vir ons, en dis hoekom hy ons al hierdie dinge oor ons bring. God bring nie hierdie goed oor ons nie. Dis 'n wêreld waarin ons leef. Die Bybel beskryf al hierdie dinge wat na die einde toe gaan gebeur met ons. Een van die gedeeltetjies wat vir my so in die laaste tyd baie, en dan begin daar 'n liedjie in my kop maal, wanneer dinge swaar gaan oor die pottebakker en die klei, en dan sit, ouch, die Here is nou besig om my te vorm, want kyk hoe swaar gaan dit nou met my. Mense, dis nie dit nie. In Jeremia 18, dan sê God vir Jeremia, gaan af na die huis van die pottebakker toe en gaan kyk. En toe hy daar kom, toe vind hy die pottebakker juis besig met 'n stuk klei. Jeremia 18 vers 4, en die voorwerp wat hy besig was om te maak het misluk, soos dit gaan met die klei in die hand van die pottebakker. Maar hy het daaruit weer 'n ander voorwerp gemaak, soos dit in die oë van die pottebakker reg was om te maak. Die woord van die Here het toe tot my gekom en gesê, sal ek nie soos ook die pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Israel? Hy sê, spreek die Here, kyk, soos die klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel. En dan dink ons vandag, joh, die Here is dan besig om ons nou te vorm, want kyk hoe swaar gaan dit met ons, kyk hoe moeilik gaan ons dit met ons. Jesus het gekom om jou te vorm, 2000 jaar terug, en dis waaroor die hele goeie nuus gaan. Dit gaan absoluut daaroor, dat hierdie groot God het ons klaar gevorm. Hy's nie besig om jou te vorm nie. Kom ons kyk wat sê die skrif, Romeine 9 vers 20. Hy sê, maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir sy maker sê, waarom het hy my so gemaak nie? Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie. En dan kyk 'n mens daaroor, dan dink 'n mens baie keer en sê jy, maar hierdie voorwerp het misluk. God het nie 'n mislukking gemaak in Christus nie. God het elke mens herskep volgens beeldnis en gelykenis, en weer beeldnis en gelykenis vir elke mens gegee. En hy het vir ons 'n handleiding gegee sodat ons kan weet wat die werklikheid is. Hy kom verder, hy sê, en as God, al wil hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, tog met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toorn wat hy vir die verderf toeberei het, verdra het. Hy het dit verdra, juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat hy voorberei het tot heerlikheid. Met ander woorde, hy sê, hy het ons klaar gemaak, ons naamlik wat hy geroep het, nie alleen uit die Jode nie, maar ook uit die heidene. Mense, hy sê, ek net vir ons vers 25 lees, soos hy ook aan Hosea gesê het, ek sal die wat nie my volk is nie, my volk noem, en haar wat nie bemin is nie, die beminde. En sien jy, dit is absoluut dit wat God voorspel het in die Ou Testament, hierdie pottebakker, hy sal 'n nuwe voorwerp maak. En dan kom hy in vers 30 en sê, wat sal ons dan sê? Dat die heidene wat die geregtigheid nie nagejaag het, die geregtigheid verkry het, naamlik die geregtigheid wat uit die geloof is. Jy sien, dis absoluut net die werklikheid wat nou uit die geloof is. Dit is 'n werklike verandering en dis 'n nuwe lewe, en dit is vir jou net uit geloof om dit net te aanvaar. Maar geloof, sê Romeine 10, kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God, nie deur die buurman of wie ook al sê nie. Nou gaan hy verder hier, dan bid Paulus in die 10de hoofstuk, Romeine 10, en sê, my broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen is tot hulle redding, want ek kan getuig van hulle dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Jy sien, dit gaan daaroor dat ons nie kennis oor die werklikheid het nie, dan praat ons goed wat ons nie weet nie. Ons moet by die regte inligting kom. Kyk mooi, hy sê, want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, het hulle eie geregtigheid probeer oprig,
en hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Die nuwe vertaling sê dat hulle het hulle nie gesteer aan die manier waarop God die mense vryspreek nie. Hulle wou dit op hulle eie manier verkry. Jy sien, die grootste probleem wat daar is hierdie onwerklikheid, dat ons moet besef dat hierdie groot God het voorspel en hy het ons gevorm in Jesus Christus. Hy daai ou klei wat nie gevorm was nie, wat misluk het hy gegaan en hy het hom hervorm. Hoor wat sê Jesaja 53 van vers 5. Hy sê, terwille van ons oortredinge is hy deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, terwille van ons. Hy sê, die straf wat vir ons vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jy sien, God het jou klaar gevorm in Jesus Christus. Hy voorspel die kruisdag, en hy voorspel ook 'n wonderlike werklikheid gaan wees, dat dit wat God geskep het in Genesis, iemand om te heers, sê in Jesaja 9 vers 5, hy sê, vir ons is 'n kind gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers. En hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Dit is Jesus Christus wat beskryf word, en Jesus Christus is nou my lewe, hy is nou binne in my, deur die aanvaarding van dit wat God aan die kruis gedoen het. Mense, dit is so belangrik. Hy kom in, hy beskryf vir ons in 1 Korintiërs 1 vers 30, hy sê, dit is alles uit God, wat ons in Christus gesit het. God het ons gevat in Christus gesit. Hy sê, Christus het vir ons geword ons wysheid, ons geregtigheid, ons heiligheid en ons verlossing. Dis alles wat hy gedoen het. God het gekom in toe Jesus in Getsemane sit met daai beker en God alle mense in daai beker gesit het. En Jesus gesê, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nie my wil nie, u wil. En Jesus Christus het gegaan en hy het gedoen presies dit wat die Ou Testament van die mens verwag het. Die loon van die sonde is die dood, en daarvoor het hy gesterf vir elke mens. En nou sê die skrif, en hy het na 3 dae het hy opgestaan en vir elke mens 'n nuwe lewe gegee, naamlik sy lewe. En daai werklikheid is absoluut in geloof. En dan kom Paulus, dan beskryf hy, dan sê hy in Efesiërs 1 van vers 16 af, hy sê, Vader, maak nou hulle oë oop, nie dat hulle moenie iets bykry nie, maak net hulle oë oop, dat hulle kan sien wat hulle reeds ontvang het. En daai volle werklikheid word vervul wat Psalm 139 byvoorbeeld sê, dat hoe wonderlik is dit toe hierdie groot God in ons moederskoot aan mekaar geweef het. Eintlik sê die Amplified soos 'n tapisserie aan mekaar geweef het. Mense, fantasties. In die Ou Testament het jy die mens gekyk van die agterkant van daai tapisserie af, met daai klomp los tossels en garings. En God kom in Christus en hy het daai nuwe werklikheid vir ons gegee. Dit waarmee hy besig was toe hy ons gevorm het. En hy draai daai ding om in Christus en ons het daai fantastiese bekramie wat hy vir ons gegee, daai fantastiese werklikheid, naamlik Jesus Christus, die volmaakte lewe wat nou elkeen van ons in is. Hy kom in 1 Johannes 4 vers 9 dan sê, hoe wonderlik is dat hierdie groot God deur sy liefde vir ons sy seun gegee het, sodat ons deur hom kan lewe. Dit gaan nie oor jou nie, maar dit gaan absoluut daaroor dat jy nie 'n wurm is nie, want jy het weer die lewe van hierdie groot God wat vir jou gegee is. 1 Johannes 4 vers 17 sê, soos wat hy is, so is ons in hierdie lewe, nie eendag nie, in hierdie lewe. Engels sê, as he is, so are we in this world. Kolossense 3 begin, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo. Met ander woorde, die verhewe dinge, dis wie jy nou is. Jy's nou soos daai storie, jy's nou die aasvoël, jy's nie die kalkoen op die grond nie. Soek die dinge daarbo, nie die dinge wat op aarde is, nie die geestelike dinge, nie die vleeslike dinge nie. Hy sê vers 3, hy sê, want jou lewe is nou saam met Christus verborge in God. Dan kom die 4de vers, hy sê, wanneer Christus wat ons lewe is, in heerlikheid geopenbaar word, sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Mense, so die hele werklikheid is hier, dat presies dit wat Romeine 12 vers 2 vir ons sê, dat hierdie groot God het vir ons 'n nuwe lewe gegee, naamlik sy lewe.
Ons moet net ons denke vernuwe. Hy sê, word nie gelykvormig aan hierdie wêreld nie, maar word vernuwe in julle gemoed, in julle denke, sodat jy kan sien wie jy werklik is. Wat is hierdie nuwe voorwerp wat God 2000 jaar terug in Christus gevat het en aan mekaar geweef het? Dit wat hy gedoen het toe hy hierdie klei gevat het en 'n nuwe voorwerp geskep het, 'n volmaakte voorwerp. Dit is Jesus Christus en hy het vir ons daai lewe van Jesus Christus gegee. Hoor wat sê Efesiërs 4 vers 22, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê. Die ou mens moet aflê wat deur die begeerlikheid van die verleiding ten gronde gaan. En julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Dis net ons denke wat vernuwe moet word. In die gees van jou gemoed. En julle met die nuwe mens beklee wat na God geskape is. Jy moet jou beklee met die nuwe mens wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Weer beeldnis en gelykenis, in ware geregtigheid en heiligheid. Mense, ek kan nie verstaan, ons het nou gaan kyk, nou dink ons hierdie bekleding is iets wat ons elke dag, nee, die verlore seun, toe hy verlore was, toe hy daar gesit, hy sê, ek gaan terug na my vader se huis toe. Dis waar ek hoor. En hy het soontoe gekom en hy het nog stof opgeskop en op pad huis toe en toe sy pa hom sien, toe hardloop sy pa na hom toe. En hy gaan haal hom en die seun kom nog met sy storie van ek is nie werd nie. Die vader sê kom, gaan haal vir hom sy kleed. Sy kleed het daar gehang en hy beklee hom met daardie kleed, 'n oombliklike werklikheid. Die oomblik wat jy Jesus Christus aanvaar as jou lewe en besef dat daai ou lewe is verby, die verlore seun het daar gesit, hy het na binne gekeer en hy het tot homself gekom en gesê, ek is 'n kind, ek is nie 'n slaaf nie, ek hoort nie tussen die varke nie, ek hoort in my vader se huis. En dadelik het hy gekom en hy het 'n bekleding gekry. En dit is daardie werklikheid en skoene vir sy voete en 'n ring aan sy vinger om weer te heers. Mense, dit is wat God gedoen het toe hy ons totaal kom herstel het. Hy is nie nog besig om ons te herstel asof hy dink daar kort iets nie. Vir ons is die werklikheid net Romeine 10 vers 17, geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. En dit is dit wat jy hoor en dit jou eie maak, is dit wat 'n werklikheid vir jou sal wees. Dit is die goeie nuus van Jesus Christus. 2000 jaar terug moet 'n werd om ten volle aangeneem te word. Amen.